In die nuus vanaand. Dit was weer 'n bloedbad op die Kaapse vlakte met minstens 10 mense wat in geweld gesterf het. Die Matlanga-kommissie maak min vordering met die beweerde misdaadkartellid Vusimusi Kat Matlala. En die Springbok-afrigter Rassie Erasmus maak 'n meer ervare span bekend vir die tweede wedstryd in die rugby se grootste wedyweringstoetsreeks. Goeienaand en baie welkom. Dit was weer 'n dodelike naweek in Kaapstad met minstens 10 mense wat in afsonderlike voorvalle doodgeskiet is. In Athlone is 3 jong mans by 'n huis in Silvertown doodgeskiet. In Happy Valley Mfuleni is die liggame van 'n vrou en 2 mans in 'n plakkershuis met verskeie skietwonde gevind. Dit volg op die moord op 4 mans wie se verbrande liggame op 'n oop veld in Dunoon naby Milnerton ontdek is. Weereens 'n bloedbad in Kaapstad. Hier in Happy Valley is 3 mense waaronder 'n jong vrou doodgeskiet. Inwoners sê die voorval het kort na middernag plaasgevind. I think on the people staying on this yard and also neighbors report me, the boyfriend was arrested on Saturday regarding the guns or something was happening is there arrested, but the girlfriend was calling friends to come and then because he's scared to sleep alone and then that is scared the shooting all that people. He's not staying on the yard, but he was here on the boyfriend yard. Massamoorde word al hoe meer algemeen op die Kaapse vlakte, waarvan baie met bendegeweld of afpersing verband hou. In Dunoon is 4 mans gister onherkenbaar verbrand. Determinations was made based on the crime scene that tires were used to set the victims alight. The circumstances surrounding the crime incident remain unclear and the motive is yet to be determined. A murder docket was opened for investigation by Serious Violent Crime Unit detectives. Gemeenskapslede sê hulle is nie seker of die voorval verband hou met gerugte van 'n groep mans wat glo vroue in die gebied verkrag en beroof nie. Residents were also traumatized to see 4 bodies that were torched, burned beyond recognition by community or residents for allegations that has to do with rape, which we do not yet have confirmation of whether the 4 people that were torched yesterday were indeed the perpetrators or not. We are waiting for law enforcement agencies and police to do their investigation. Soldate is as deel van operasie Voorspoed op die Kaapse vlakte ontplooi, maar wetstoepassers sê dit is uiters belangrik dat inwoners saam met hulle werk om die geweld te stuit. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Die beweerde kartellid Vusimusi Kat Matlala se getuienis voor die Matlanga-kommissie het hervat nadat sy regspan die vrywaringsaansoek teen selfinkriminasie op ys geplaas het. Matlala het homself egter steeds op sy konstitusionele reg beroep deur te weier om vrae te beantwoord oor beweringe rondom die geskorste Ekurhuleni Metropolisiehoof Julius Mkhwanazi, die voormalige polisieminister Bekkie Cele, die aflewering van bokke aan luitenant-generaal Shadrack Sibiya en of hy gedwing was om vals getuienis voor die ad hoc komitee af te lê. Matlala is sentraal tot die ontstaan van die Matlanga-kommissie ondersoek in die infiltrasie van die strafregstelsel deur misdaadkartelle. I've been advised to also place on record that I'm a suspect in case involving the EMPD and I therefore do not wish to answer any question regarding my interaction with the EMPD. Matlala het ook geweier om vrae te beantwoord oor sy verhouding met Mike van Wyk en die Medicare 24 kontrak en op bewyse in WhatsApp-boodskappe wat dui op dwelmtransaksies waarby beide betrokke was. Mike van Wyk, he was my business partner and is a witness in the Medicare matter. I am therefore exercising my constitutional right as an accused not to respond to or answer any questions pertaining to him or our relationship. Dieselfde patroon is gevolg toe vrae gevra is oor die geskorste adjunkt nasionale kommissaris, luitenant-generaal Shadrack Sibiya. Maar die kommissie kon vaal besonderhede uit Matlala pers toe hulle geweier het om sy reg teen selfinkriminasie hier toe te pas.
You don't want to talk about the nature, extent, frequency of your communications with General Sibia, because if you do, you are at risk of incriminating yourself in some offense, because by their very nature, they would be breaching the law. That's my proposition to you. What's your response? I cannot argue with you on that. Okay. That's how you see it. Die ondersoek duur voort. Ons is net hierna terug met verkiesingsnuus. Bly ingeskakel. Welkom terug. Die ANC se besluit om nie soos oudergewoonte sy burgemeesterskandidaate in munisipaliteite reg oor die land voor 'n verkiesing aan te kondig nie, het vrae laat ontstaan oor hoe die party vir die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November vanjaar te werk gaan. Die party het slegs nominasies vir die burgemeesterspos in munisipaliteite bekend gemaak. In die Mangaung Metro in die Vrystaat is die uitvoerende burgemeester, Thabo Manyoni, die huidige uitvoerende burgemeester, Gregory Ntatisi, en sy adjunk, Lulama Titiodile, van die nominasies. 7 ANC-lede is ook voorlopig gekies om die party se burgemeesterskandidaate in die Machabeng plaaslike munisipaliteit te wees, insluitend Tandokolo Kalipa, wat tans as die burgemeester dien. Kenners meen die ANC se strategie om nie burgemeesterskandidaate vir elke munisipaliteit aan te kondig nie, wys hoe hy sukkel om die verdeeldheid binne die party te bestuur. I strongly believe that this strategy by the African National Congress, not only in the Free State but nationally, it's to manage these internal fights within the party. Matebesi meen die besluit kan vir kiesers soos ondeursigtigheid lyk, hoewel die ANC homself verduidelik het. It's difficult to predict whether this will work against them. We've seen in the past the African National Congress will even announce mayors after the election, which was also not a good practice, because the question is you are proclaiming quite boldly, even in your election manifesto, that you are a leader of society. What is the African National Congress afraid of? Die leier van 'n burgerregte organisasie meen die feit dat die burgemeesterskandidaate nie aangekondig is nie veel gewig dra nie. This thing of mayoral candidate, it's just some fashion statement. But it's quite interesting because it keeps us engaged. And the ANC process has been quite interesting because people had to be nominated. Now, it clearly shows you that, you see, anyone could nominate whoever. Die ANC in die Vrystaat het ook 5 moontlike kandidaate in die sukkelende Maluti Apofung munisipaliteit aangekondig, insluitend Tumelo Tebe, wat tans in die ampt dien. Jare van mislukte dienslewering het die vertroue tussen sommige inwoners van Noordwes en politici vernietig. Inwoners het gemengde gevoelens oor die ANC se 8 benoemde burgemeesterskandidaate vir die Rustenburgse plaaslike munisipaliteit. Sommige inwoners sê hulle twyfel of enige van die kandidaate betekenisvolle verandering teweeg sal bring. Ander is weer hoopvol. Inwoners is verdeeld nadat die omstrede voormalige burgemeester Matthew Wolmerans, die huidige burgemeester Sheila Hima en die voormalige LER Wendy Matsamela en Paul Sebego op die ANC se voorlopige kortlys ingesluit is. I don't have anyone I favor on that list of the mayoral candidates for the Rustenburg local municipality, but I can say the better devil. I have 3 better devils. I mean, when it comes to Sheila, she lost in her own word, so she must go. Yeah, she must go. So either we bring in new ideas, Thabang Rampo, Lebo, for new ideas, or we bring in someone who has experience, like Volis.
So I think those are the better devils that we can work with. We are happy about the names. It clearly shows that there is leadership in Rustenburg. There is experience in Rustenburg. So ours, it's one, it's for the ANC to make sure that the stability of Rustenburg is in order. 'n Politieke kenner van die Noordwes Universiteit sê die party sal 'n uitdagende situasie moet takel om 'n finale keuse te maak. I think after Mangaung Metropolitan, I think the Rustenburg would come second. And this is very important because one would take into cognizance that Rustenburg is not a metropolitan municipality, yet it comes highly contested amongst those top municipalities in that particular sense. And the SG, as well as the panel that was conducting the interviews, I believe that they would have had a very difficult task in as far as choosing who would be the candidate in that particular context. Van die ander benoemdes sluit in die voormalige spreker van die Rustenburgse plaaslike munisipaliteit, Koketso Mogomotsi, die burgemeesterskomitee lid vir plaaslike ekonomiese ontwikkeling, David Rampau, en nog 'n voormalige burgemeester, Jeanette Tibetsu Nyati. Tydens die plaaslike verkiesing van 2021 het die Namakwa Civic Movement of die NCM sy spiere gebult. Die gemeenskapsgedrewe burgerlike beweging in die Noord-Kaap word gelei deur jong dokters en aktiewe gemeenskapslede. Die NCM het nou beduidende steun reg oor die Namakwa distrik en het setels in 4 munisipaliteite. Die politieke party fokus op kwessies soos elektrisiteit, sanitasie, watervoorsiening en die instandhouding van kritieke infrastruktuur. Met die plaaslike verkiesing van 2026 om die draai, wil die NCM steunbasis uitbrei, maar die DA en die Patriotic Alliance vry ook sterk na kiesers in die streek. In die 2021 verkiesing het die beweging 20.84% van die stemme in die Namakwa distrik op hom verenig. In die Namakwa Raad het geen enkele party 'n meerderheid gehad nie, wat gelei het tot 'n koalisie tussen die DA en die NCM. Die twee politieke partye het sedertdien ooreenkomste aangegaan, insluitend 'n reëling vir die rotasie van die poste van burgemeester en spreker. Vir die NCM sal die opkomende verkiesing 'n toets wees of hy sy gemeenskapsgedrewe benadering in volgehoue politieke steun kan omskakel. Namakwa is 'n beter munisipaliteit vandag. Hy's amper skuldvry. Hy het geld in die bank. Hy kan nou begin diensbaar raak en ek sien uit vir die volgende 5 jaar, om die munisipaliteit vorentoe en nog meer vorentoe te neem. Hoewel die beweging die 2026 verkiesingsveld tog op 'n stewige voet afskop, kry hy toenemende mededinging van ander partye. Sy koalisievernoot in Namakwa, die DA, sal sy steun wil behou terwyl die PA ook sy teenwoordigheid in die streek wil uitbrei. Daar's groot spelers in ons area wat kontest vir posisies in die munisipaliteit en ons gaan nie noodwendig terugstaan vir enige ene van hulle nie. Die kiesers se keuse sal uiteindelik berus op meer as net politieke beloftes. As 'n beweging in Namakwa, dit is van die begin af geweet, dis ons mense wat nou in bestuur gaan wees. Die waarheid is, hy is vir Namakwa, daar die deur is altyd oop. Die deur is oop vir Namakwa se mense. Die Namakwa Civic Movement sê hulle het nou 'n stewige grondslag gebou en hoop om 'n beter toekoms vir die mense van Namakwaland te bou. Keith Seister, SABC Nuus, Springbok. Regeringsleiers, rolspelers in die bedryf en beleggers van reg oor die wêreld is in Kaapstad byeen vir die volhoubare infrastruktuurontwikkelingssimposium van Suid-Afrika. Die byeenkoms sal na verwagting innovasie bevorder en vennootskappe tot stand bring om gevorderde infrastruktuurontwikkeling in Suid-Afrika te verwesenlik. Die jaarlikse geleentheid bring die openbare en private sektor byeen om vennootskappe vir infrastruktuurontwikkeling tot stand te bring. We can't do anything without qualified and registered people leading these projects forward. Therefore, there is a very big push from that national government and provincial governments to ensure that the public sector is professionalized, that we have the registered engineers, quant surveyors, architects to lead these projects, to guide these projects. So there's quite a big push via the CIDB at the moment to ensure that we professionalize the government.
Organiseerders sê ontwikkelings wat verband hou met beleggings sal bekendgestel word. Die private sektor wil ook by die projekte baat vind deur middel van kapitaalinspuitings. If we take an example, even at a less than 2% cumulative growth average in South Africa economy is expected to grow almost 50% by 2050. And this is driven that. So those gaps are in there. As more people move into the city, more electricity is required, more infrastructure is required, more people are enabled to acquire the transport system that is required. And that's why for us, when we think about South Africa, the transport reform that the government is going to right now, which is going to drive the rail sector, is really, really critical for this continent. President Cyril Ramaphosa sal die simposium môre toespreek. Kom ons kyk hoe die markte om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE vertoon het. Rassie Erasmus kies 'n baie meer ervare span vir Saterdag en die sportsterre van die jaar is aangewys. Bly ingeskakel vir dit as ook die weer vir môre. Volgens die Springbok rugby-afrigter Rassie Erasmus is sy span se rug teen die muur, maar die spelers het al tevore 'n pad uitgeveg uit benarde posisies. Erasmus het ervare spelers soos Siya Kolisi en Handré Pollard ingesluit in die span vir die tweede toets teen die All Blacks Saterdag in Kaapstad. Die aankondiging volg minder as 48 uur na Suid-Afrika se 33-16 nederlaag teen Nieu-Seeland in Johannesburg. Die Springbokke se planne het uitgerafel in die eerste toets van die All Black reeks. Die beginspan kon nie geleenthede in punte omskakel nie en die impakspelers het 'n opdraande stryd gehad om 'n desperate toestand te beredder. Suid-Afrika was 11 keer in Nieu-Seeland se 22, waarvan slegs 1 op punte uitgeloop het. Dis kwaad vir mekaar. Ons as coaches wat stupid goeters gedoen het en gesê het en aan die spelers wat 'n bietjie op die veld baie stupid goeters gedoen het. En Nieu-Seeland baie goeie goed gedoen. Die bokgroep het slegs 3 oefensessies om die foute reg te maak wat tentoongestel is die afgelope naweek. Wat ons gaan doen is 100% voorberei, daai foute regmaak wat ons verkeerd gedoen het en dan obviously try ons beste om die goeders wat Nieu-Seeland op hierdie stadium baie goed doen en hulle verdien al die krediet wat aan alle kante kom. Gaan ons probeer om dit te neutraliseer. Erasmus sê die span stuur hom nie aan die groep getroue All Black ondersteuners in Kaapstad nie. Dit sit 'n bietjie meer spice op. Ons weet mos nou, daar's baie goeie support vir hulle daar en dit sal hulle so 'n bietjie lig, maar dan oomblik as die vletjie blaas dan speel ons rugby te mekaar en dan kan die skare kan nie tackle nie. Hulle kan nie skram nie. Hulle kan net lekker support en dit lig jou baie keer as jy bietjie down is. Wat ons nie gebruik het in naweekie. Siya Kolisi se deelname hang af van sy fiksheid deur die week en Pieter Steff de Tooy bly kaptein. De Tooy word Saterdag slegs die 11de Springbok wat 'n 100ste buiging vir Suid-Afrika maak. Die Stut Oxenche trek die 50ste keer die groen en goud oor sy kop. Die naloper Akani Simbine is as die sportster van die jaar aangewys by die Suid-Afrikaanse sporttoekenningsgeleentheid gisterand by Sun City in Noordwes. Simbine, wêreld rugby se speler van die jaar, die Springbok Malcolm Marx en die kaptein van die Proteas mans cricketspan Themba Bavuma is in die kategorie benoem. Die roem van Suid-Afrika se sportuitblinkers is by Sun City vereer. Sportminister Gayton McKenzie het hulle geluk gewens en hulle geloof vir hul uithou vermoë en harde werk. McKenzie het Suid-Afrikaanse All Black ondersteuners ook gevra om die groen en goud met trots te dra. The captain of the Springboks is a black boy from the Eastern Cape, Siyamthanda Kolisi. He's your child, he's my child. And I'm asking everyone that's an All Black supporter, you've made your point. We've heard you, but now is the time to don your Springbok jersey. This is your country.
Daarna is cricket se wêreldtoetskampioene, die Protea mans, as die span van die jaar aangewys en Cricket Suid-Afrika as federasie van die jaar. Vir sy impak op atletiek is Thabo Matabedi as afrigter van die jaar vereer. Die swemmer Pieter Coetzee en 800 meter atleet Bruden Segodiso is die sportman en vrou van die jaar. Maar die aand het aan Simbine behoort. Hy het in 2025 die eerste man nog geword wat vir 11 jaar agtereenvolgens die 100 meter in minder as 10 sekondes kon aflê. Hy was ook deel van die 4x100 meter aflosspan wat 'n silwermedalje by die Olimpiese spele in Parys verower het en ook brons by die wêreldbinnenshuise kampioenskappe. Sy toekenning is deur sy ma Elsie in ontvangs geneem. He started this at an early age and he's growing up now. However, he has done so much. He has done so much for the country. And I believe that the younger athletes are looking up to him because they can see that this is possible. Nog 'n naloper, die belovende Bayanda Walaza, is ook vereer. Walaza is aangewys as die junior sportster van die jaar. Ander wenners sluit in Mpumelelo Mhlongo en Simonay Kreur, die jaar se sportman en vrou met 'n gestremdheid. Liesel Olivier, SAK nuus. Ons groet tot môre aand, totsiens. Goeienaand en hartlik welkom. Die weervooruitsigte is as volg. Wat vandag gaan betref, wolklose toestande kom voor oor die grootste dele van die land, met bewolkte toestande wat voorkom in die grensende binneland, asook in die kuns van die Oos-Kaap, asook in die Wes-Kaap. Lig tot matige wind kan verwag word langs die kus, asook in die binneland. As ons kyk na môre, oggendmiskolle kom voor langs die Ooskus, asook enkele buie wat voor kan kom langs die Oos-Kaap, asook in die Wes-Kaap. As ons kyk na môre, 'n sonnige dag kom voor in Pretoria. Dit is ook warm. Johannesburg se maksimum is 24 grade met 'n minimum van 5. Vereniging se minimum is 6 met 'n maksimum van 25. In Limpopo 'n warme dag kom voor. Messina het 'n maksimum van 30 en 'n minimum van 14. Bella se minimum is 10 met 'n maksimum van 31. In Mpumalanga oggendmiskolle kan verwag word in die provinsie en dit kan sig belemmer anders as dit warm. Standerton het 'n maksimum van 26 en 'n minimum van 2. Skukuza het 'n maksimum van 31. In KwaZulu-Natal, dit is warm. Pietermaritzburg het 'n maksimum van 27 grade en 'n minimum van 8. Vryheid se maksimum is 29 en 'n minimum van 6. In die Oos-Kaap bewolkte toestande kom voor langs die kus, asook in die binneland. In Moholo het koel met 'n maksimum van 24 en 'n minimum van 5. In die Wes-Kaap bewolkte toestande kan ook verwag word langs die kus, asook in 'n grensende binneland. Dit is koel in die Kaapstad met 'n maksimum van 19 en 'n minimum van 10. Vredendal se maksimum is 33. In die Noord-Kaap 'n warme dag kan verwag word. Appington se maksimum is 32 grade. Springbok se minimum is 17 met 'n maksimum van 31. Dit is ook warm in Kalvinia met 'n maksimum van 32. Terug in die binneland in die Vrystaat, 'n warme dag kan verwag word. Temperatuur in die hoë 20's kom voor. Bloemfontein en Forrie Smith se maksimum is 27. Dan laastens Noordwes, dit is ook warm in hierdie provinsie. Rustenburg se maksimum is 30. Mahikeng en Tosca se maksimum is 29. Dit is al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.